Ons is vandag in Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Blaai saam met my soontoe. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. En soos ek laas gesê, die eerste 3 hoofstukke, daar 6 hoofstukke, die eerste 3 hoofstukke gaan oor wat God gedoen het. Dit wat hy kom doen het, dit wat hy gedoen het van die begin van die skepping, of nog voor die skepping daar was, wat hy al gedoen het. En dan die laaste 3 hoofstukke is wat ons nou moet doen in hierdie wete. Dit omdat ons weet wat ons omdat ons weet wat ons verantwoordelikheid hier is, doen ons wat ons moet doen. En vanoggend se opskrif is skattejag. Skattejag. Sit dit so, of Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Hy sê, daarom van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode uit opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappye en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Here en Hemelse Vader, dankie vir die geleesde woord. Ek wil bid, Heilige Gees, werk U in ons midde vanmôre, gebruik U hierdie woord. Here, dat ons vanmôre van U sal hoor, dat hierdie saad in ons harte sal val, Here, dat dit sal opkom en veel vrug dra in ons lewens. En dat die mense om ons waar ons beweeg, Here, hierdie vrugte, die vrugte in hierdie lewe, Here, sal beleef, en dat ons hulle na U toe sal trek, Vader. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons almal ken verhale van skatte en skattejag, en ons hou van hierdie boeke lees, ons hou van hierdie flieks kyk, en ons ken die stories van seerowers wat skatte gaan jag, en skepe wat sink met skatte op, en nou moet hulle daai skatte gaan kry, of skatkamers van konings wat geplunder is, en daai skatte moet teruggekry word. So hierdie boeke en goed boei ons, want hier is daar 'n heeltyd hierdie verwagting dat daar skatte buite lê wat ons kan gaan haal. Hier is hierdie hoop en hierdie goed boei ons, en is met hierdie gedagte dat Paulus skryf aan die Efesiërs om vir hulle te wys wat se skatte het ons werklik in Christus Jesus. Wat ons het, en ons moet ons daarin verlustig. Dit is nie net iets wat daar is nie, dit is nie net iets wat hierin geskrywe staan nie, maar dit is iets wat ons moet geniet elke dag. En Paulus het nou net, soos ek sê, die vorige Sondag, het Paulus nou net die lang sin van 202 Griekse woorde geuiter, om vir ons te sê wat God vir ons gedoen het, voor die grondlegging van die wêreld af, waar hy God loof en prys vir dit wat hy beplan het, en dit wat hy kom doen het, 'n plan waar gelowiges hul eie identiteit vind in wat God in Jesus gedoen het aan die kruis van Golgotha, 'n plan waar Vader, Seun en Heilige Gees die enigstes is wat op daai to-do-list was. Daai plan waar al wat ek en jy na die tafel kon bring, was die sonde wat daardie plan nodig gemaak het. En ek wil dit weer moet besef. Dit was God se plan voordat ons nog daar was. Dit is nie 'n nagedagtenis nie. So hy het nou net hierdie 202 Griekse woorde geuiter, sodat ons kan verstaan waaroor dit gaan. En nou in vers 15 tot 23 gaan Paulus skielik oor van lofprysing af na gebed vir hierdie gemeente. Hy het vir hulle gewys wat God gedoen het, en nou bid hy vir hulle. Hy tree vir hulle in. En hierdie is weer eens nog een lang Griekse sin. Dit is sonder ophou. Dis asof, dis ek laasweek gesê het, dis asof jou asem sal opraak as jy dit aanhoudend moet sê, heeltyd, van opgewondenheid. En hier is 169 Griekse woorde wat hy nou uiter.
En hy vra God om vir hulle geestelike helderheid van oë te gee, om God se wonderlike verlossingsplan, wat hy nou net in die vorige verse uitgelê het, te kan verstaan. Om hierdie skatte raak te sien en te verstaan wat ons reeds in Christus Jesus besit, wat hy reeds vir ons gegee het. Dat ons 'n idee kan kry hoe onbeperk en hoe groot en hoe wonderlik hierdie skatte is wat God vir ons gegee het. Dis joune, dis myne. Dat gelowiges sal beweeg van 'n oppervlakkige idee van wie God is. Hierdie oppervlakkige Christendom na 'n diep transformerende ervaring waar ons God se doel en sy krag in ons lewens kan ervaar en beleef. Hierdie God is nie net een wat ons hier op 'n Sondagoggend hier aanbid en dit gaan lekker hier in die oomblik wat jy uitstap, is dit dan sy weg nie. Jy vat hom saam met jou, jy vat hierdie wete en hierdie skatte vat jy saam met jou in hierdie dorp en waar jy ook al beweeg. En nadat hy in vers 15 en 16 God gedank het vir die sigbare vrugte in hierdie gemeente van geloof in Christus Jesus. Jy sal die eerste een sien geloof in Christus Jesus en dan liefde vir sy mense, liefde vir jou vir die mense hier om jou. Hierdie is die horisontale en die vertikale gedeelte van verlossing. Dis die fondasie van 'n ware geestelike lewe. Liefde vir God en sy mense is die sigbare bewys van 'n onsigbare geloof. En ek gaan nie daarby stil staan nie. Nadat hy die Here gedank het dat hy kan sien en weet hulle is gered, bid Paulus nie vir materiale rykdom nie, en fisiese gemak nie. Here, ek bid vir gesondheid, ek bid nee, hierdie goed is belangrik, maar dit is nie waarvoor hy nou hier intree nie. In plaas daarvan dat hulle verblind word deur die wêreldse stelsels hier buitekant ons, want ons word verblind, ons word so vasgevang in hierdie wêreld, begin hy bid vir 'n gees van wysheid en openbaring. Hy sê, Here, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien en beleef, sodat hulle U God beter kan leer ken, dieper kan leer ken, persoonlik kan leer ken, vers 17. En net soos hulle die gees van God nodig gehad het tydens wedergeboorte, het hulle U nou nodig, Heilige Gees, sodat hulle kan weet en wie U is en wat U vir hulle gegee het, sodat hulle kan leef nou hierdie kant van die graf, soos wat U wil hê hulle moet leef, tot eer en verheerliking van U naam. Ons het die gees van God nodig vir geestelike groei. Ons beweeg van blote kop kennis na intieme verhouding met die Here. Dis waarvoor hy bid. Hy sê, Here, laat hulle U ken. En dan sê hulle, sal U beter verstaan, indien hulle die seëninge wat U reeds gegee het, hierdie skatte wat in die woord vasgevang is, hierdie skatte van die evangelie, sal sien en verstaan, Here. As hulle hierdie goed verstaan, sal hulle U beter verstaan. As hulle die goed verstaan, sal hulle U hart beter verstaan. Dit wat hy al voor die grondlegging van hierdie wêreld, voordat hy die aarde geskaap het, reeds beplan en uiteengesit is, Here, dat hulle dit sal sien en beleef. En hier's 4 goed wat hy voorbid. Hier's baie ander, ek kan dit baie uitpleis, maar hier's 4 goed wat ek gaan noem, waarvoor hy bid. En hy sê, hierdie skatte, en hier's nommer 1, is die hoop van sy roeping, om die hoop van sy roeping te verstaan. Vers 18. Hy sê, Here, dat hulle die hoop van U roeping sal verstaan. U het hulle geroep en daar's 'n hoop in daardie roeping. Soos laas weer gesê het, in die ewigheid wat verby is, toe nog net God daar was, het hulle geroep as kinders. Ek meen, ons was nog nie daar nie, toe roep hy ons al. Hulle verlossing is nie 'n nagedagtenis nie. Dis nie iets wat hy gekom het, nou het Adam en Eva gesondig, wat gaan ons nou doen? Nou krap die drie eenheid God, en hulle weet nie wat om nou te doen nie. Nee, dit was reeds beplan. Hy het geweet wat kom, en hy het geweet wat hulle gaan doen, en toe die aarde gemaak. Dis beplan. Here, ek wil hê julle moet dit weet. En dan so, dit was in die verlede, en in die Here hier en nou, het hy dit vir ons moontlik gemaak, om sy stem te hoor, om lewend gemaak te word, wedergeboorte te hê, om te glo en te groei nou in Christus Jesus. Om nou in hierdie kant van die graf te leer leef, tot eer en verheerliking van sy naam. Wat help het ons is kinders van die Here, ons word sogenaamde kinders van die Here, maar ons leef soos die wêreld. Nee, hy sê, Here, hulle moet hierdie kant van die graf, het U vir hulle geskenke en skatte gegee, sodat hulle kan leef tot eer en verheerliking van U naam. Ons is anders. So dis die verlede, dis die Here, en nou in die toekoms, dat ons volledig na die beeld van Christus Jesus geskape sal word.
Want dit is waarmee jy besig is elke dag. En die Bybel praat van 'n klomp hoop. Ek gaan net 'n paar noem. Is die hoop van verlossing, die hoop van redding, die hoop van veiligheid, 1 Tessalonisense 5 vers 8. Ek gaan nie nou daar stil staan nie. Die hoop van regverdigmaking, Galasiërs 5 vers 5. Die hoop van 'n opstanding van 'n onverganklike liggaam, wanneer hierdie een doodgaan, wanneer Christus weer kom, dat hy hierdie liggaam gaan opwek. 1 Korintiërs 15 vers 19, 52 tot 55. En dan die hoop van die ewige lewe, Titus 1 vers 2 en 3 vers 7. Eenvoudig gestel, God het hierdie gemeente geroep as om afgesonderde lewens in Efese te lewe, daar waar afgode aanbid word. Met die uitkyk op 'n glorieryke toekoms wat voorlê. Ja, julle leef nou so, maar daar is iets groters op pad. Dis nie net wat julle nou hier sien en beleef nie, daar is iets groters wat kom. En wanneer ons hierdie evangelie verkondig aan die mense daar buitekant, hou ons hierdie hoop in hulle voor. Ja, dit gaan swaar gaan. Dit moenie dink as jy 'n Christen word, gaan dit net maklik gaan nie, want dis 'n leuen uit die put van die hel. Dit is nie wat gebeur het. Dit gaan swaar kry, daar gaan versoekings kom, daar gaan moeilike tye kom, maar weet jy wat? Kyk net vorentoe. Jesus is op pad. Daar gaan die wolke gaan skeur, die hemel gaan oopskeur en Jesus gaan terugkom op die wit perd en almal, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely, elke knie sal buig. So dis nommer 1, dat ons die hoop van hierdie roeping sal verstaan. Daar's 'n hoop. Skry nie net swaar hier nie. Die Here gebruik my swaar tye sodat dit hom kan verheerlik en vir my goed is. En dan nommer 2 wil Paulus sê dat die gelowiges moet weet wat se waarde heg die Here aan ons as sy kinders. Hy sien ons as waardevol. Ek wil hê jy moet dit vanmôre sien. In vers 18 sê hy, God beskou die kerk as sy rykdom en sy erfenis. Waarvan hy daar praat. Gaan lees dit daar. Ek wil hê jy moet dit sien. Blaai saam my soontoe. Efesiërs 1 vers 18. B. Hy sê verlig die oë van julle verstand sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wie se erfdeel praat hy daarvan? Ons en of syne? Sy erfdeel. Daar staan sy erfdeel. Hy sien jou as 'n wedergebore kind van die Here as sy erfdeel. Wow. Lees dit daar. Sy erfdeel. Jy's kosbaar. Jy's nie sommer so nie. Gelowig is God se kosbare besitting. Ons is buitengewoon, ons is spesiaal. Jy kan dit gaan lees in Titus 2 vers 14. Blaai saam my soontoe. Titus 2 vers 14. Titus 2 vers 14. Hy sê wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Hy het vir hom 'n volk op sy gesit. Hy het hulle gereinig. Hy maak hulle, dit is syne. Ons is sy erfdeel. Ons is Jesus se bruid, ons is sy verloofde. Efesiërs 5, 25 tot 32. Jy kan 'n hele stuk gaan lees. Dis hoe hy ons sien. Jy's nie soms so nie. Ek het laasweek gesê, hy het die Heilige Gees as 'n seël gegee of as 'n verloofring gegee. En dan vind hy heerlikheid en vreugde in ons. Jy moet dit besef. Sefanja 3 vers 17. Sefanja 3 vers 17. Hy sê die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê hy? Hy juig oor jou met 'n gejubel. Wat? Maak nie sin nie. Lukas 15 vers 7. Lukas 15 vers 7. Waai saam met my, ek wil hê jy moet dit sien. Lukas 15 vers 7, hy sê, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie, en daar's nie een wat die bekering nodig het nie.
Hy sê, daar's fees in die hemel, wanneer jy tot bekering kom. Fees. Dink daaraan. Ek meen dat God so 'n hoë waarde heg aan 'n gemeente, soos Efesiërs, wat eintlik van verdoemenis gered is, en steeds diep spore trap van hulle vorige donker toestand. Ons is nie perfek nie, niemand is perfek nie, hulle sondig nog steeds, hulle sukkel nog steeds, maar ons roep die Here aan. Dit kan snaaks klink as jy dink dat die Here reg soveel waarde aan ons. As jy nie hierdie konteks het nie, dat hy ons in Christus Jesus sien, sê hy. Ek sien julle in Christus Jesus, soos wat ek julle uitgekies het voor die grondlegging van die wêreld in Christus Jesus. Efesiërs 1, wat ons laasweek gelees het. Dit is die sleutel. Dis nie oor ons so wonderlik is nie, is oor dat ons in Christus Jesus is. Ons sondes was vasgenaal aan daai spyk, aan daai kruis, en sy geregtigheid is op ons gesit. Ons is nou in hom, en dis wat hy sien. In die lig hiervan, as jy daaraan dink, dat daar 'n hoop van ons roeping is, dat hy hierdie waarde aan my en jou heg as kinders van die Here, moet ons tot eer van hom leef, tot eer van sy naam leef, waar ons ook al gaan, wat ons ook al doen. Dit gaan oor hom, dit gaan nie oor my nie. 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En weer is die Heilige Gees is die sleutel tot daardie begrip, tot daardie lewenswyse. Sonder die Heilige Gees gaan ons dit nie weet nie, sonder die Heilige Gees gaan ons nie so kan leef nie. Ons het nie daai vermoë nie. En dit is tragies dat baie Christene vandag verstrengel raak in die soeke na iets meer daar buitekant in 'n Christenlewe. Ons soek na iets spesiaals. Ons soek na iets ekstra, ons soek na iets buitengewoon, iets wat ander gewone Christene nie het nie. Jy al dit gebeleef? Iewers is daar iets wat ons moet doen. Hierdie ou het 'n groter Christelike lewe as ek, so hy moet iets meer weet as wat ek weet. Ons praat daarvan om meer van Jesus te kry, het jy al gehoor? Om meer van die Heilige Gees te kry, om meer krag, meer seëninge, 'n dieper lewe, 'n hoër lewe in Christus Jesus. So asof hierdie hulpbronne van God een op 'n slag uitgedeel word. Ons het daai idee. Jy word wedergebore, jy's nou gered en nou deel dit vir jou stukkie vir stukkie uit. Asof sy skatkis oopgesluit word deur 'n geestelike kombinasie aan daai slot wat slegs 'n sekere heilige groep Christene het en ken. En ons moet na aan hulle lewe sodat ons bietjie van hulle seëninge kan kry. Om te sê dat ek meer van Jesus wil hê, impliseer dat toe ons gered is, Christus nie die volheid van homself gegee het nie. Dat hy sommige seënings terughou en dit uitdeel aan slegs die wat ietsie ekstra kan doen. En dis nie die waarheid nie. Petrus sê uitdruklik in 2 Petrus 1 vers 3 sê hy uitdruklik, die goddelike krag het ons alles geskenk. Ek gaan dit weer sê, die goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Alles. Tydens wedergeboorte het die Vader aan elke gelowe alles in Christus Jesus gegee wat jy nodig het tot lewe en godsvrug. Daar is dus geen rede om na enigiets meer te soek nie. Ons doen dit dalk nie doelbewus nie. Maar daardie soektog ondermyn die waarheid van die evangelie van Christus Jesus. En ons wil byvoeg by wat God reeds beplanning gedoen het. En ons kan niks daarby byvoeg nie. Prediker 3 vers 14. Prediker 3 vers 14, hy sê, ek het ingesien dat alles wat God doen,
vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En hier is die rede. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Jy kan niks byvoeg nie, jy kan niks wegvat nie. Ek het dit vir jou gegee, ek het julle alles gegee wat tot lewe en Godsvrug dien. Ek weet nie of julle al gehoor het of gelees het van William Randall Hearst nie. Hy was 'n welgestelde, baie ryk koerantuitgewer gewees en hy is in 1915 is hy oorlede. Maar hy het 'n ongelooflike klomp kunswerke gehad. Hy het 'n klein fortuintjie spandeer om kunswerke bymekaar te maak. Sy hele huis was, as jy dit gaan Google, hierdie hele huis wat hy besit het, is getuig daarvan van hoeveel hy in kuns en goed belê het. En hy eendag, toe sit hy een oggend met ontbyt, toe sit hy en hy's besig om die koerant te lees. En hy sien toe van hierdie spesifieke skat, hierdie kunswerk wat daar buitekant is wat hy nog nie het nie. En dit is as jy die skat, die kunswerk kan hê, dan sit jy met een van die grootste kunstskatte in die wêreld. En hy het een van sy agente ingeroep en gesê, wie wat gaan soek vir my daai kunswerk. Ek wil dit besit. Maak nie saak wat dit my kos nie, gaan haal dit vir my. En hierdie man, hierdie ou het gegaan en vir maande is hy weg. En hy kom nie terug in maande. En uiteindelik kom hy terug en hy sê, weet wat, ek het baie goeie nuus, ons het hierdie kunswerk, hierdie skat het ons gevind. En die goeie nuus is, weet wat, dit gaan jou niks kos nie. En William Hearst vra, maar wat bedoel jy, dit gaan my niks kos? Hy sê, nee meneer, want jy besit dit al reeds. Ons het dit gevind. En daar's 'n kamer onder sy huis gewees waar 'n klomp skatte wat hy reeds besit het, wat is nog nooit eens uit die kratte uitgehaal nie. En daai spesifieke skat, daai kunswerk wat hy begeer het, is reeds binne in sy huis. En hoeveel Christene daar buitekant sit so, ons sit met hierdie skatte wat Christus Jesus vir ons gegee het, wat God die Vader in Christus Jesus vir ons gegee het, en ons leef in geestelike armoede. Ons dink ons het nie die goed nie, maar intussen het ons die goed. Ons soek na geestelike seëninge wat ons reeds in Christus Jesus het. Geestelike skatte wat nie net deur hom gegee is nie, maar wat deur hom beskerm word. So ons het die eerste 2 goed wat Paulus voor gebid het, en hier is nommer 3. En omdat God die een is wat hierdie skatte beskerm, bid hy dat die Efesiërs God se krag moet ken. Vers 19 tot 20. Sy groot mag, sy seëninge, sy wat hy beskikbaar gestel het. En hulle erfporsie kan beskerm. Paulus beskryf dit as 'n uitnemende grootheid van sy krag. Sien jy daai uitnemende grootheid? En hierdie woord uitnemend in die Grieks beteken om verder as die gewone merk te gooi. Dit is soos 'n wêreldrekord. Hierdie krag van hom is so groot, dit word verder, die krag wat jy verstaan, dis verder as daai krag. Dis groter as daai krag. God se krag is onmeetbaar, oortreffelik, ongelooflik groot is wat hy hier sê. En Paulus gebruik 4 verskillende Griekse woorde om hierdie krag van God uit te pluis. En ons sien dit in vers 19. In vers 19 praat hy van krag, werking, krag en sterkte. Ek wil jy moet dit sien daar. Die eerste krag wat krag vertaal is daar is dunamis. Dunamis beteken van waar ons die woord dynamiet of dynamo kry. Julle weet op die fiets het julle daai dynamootjie gekry wat jy so afklik en dan sit jy in die wiel en soos jy ry so wekker die lig op. Dis waar daai woord vandaan kom. So die eerste woord wat hy daar sê krag is dunamis, is dynamiet, dis krag. Die tweede woord is daar waar staan werking is energia. Dis energieke krag. Die derde een is krag. Weer eens sal jy sien die derde een is krag is kratos. Kratos beteken heerskappy, magtelik, sterkte. En die vierde een is ischus. Weer eens hy eindig met sterkte daar aan die onderkant. Is kragdadigheid en vermoë. Soos dunamis, energia, kratos, ischus. Kyk hoe verduidelik hy die krag van God, 4 woorde. Hierdie is nie 'n teoretiese krag waarvan hy praat nie. Dis dieselfde krag wat gebruik is om Jesus Christus uit die dood uit op te wek. Daar dieselfde goddelike energie wat Christus uit die dood uit opgewek het, is wat my en jou as wedergebore kinders van die Here uit jou geestelike dood uit kom wakker maak. Dis dieselfde krag. En hierdie selfde krag is tans
besig om te werk in die wedergebore kinders van die Here, om hulle te help om hulle sondige natuur af te sterwe, elke dag 'n bietjie meer, 'n bietjie meer. En om gelowiges te bemagtig om vir die Here te lewe hier en nou. Hoe leef jy tot eer van die Here? Waar jy nou beweeg, as jy nou hier uitgaan, wanneer jou deure toemaak vanaand daar by jou huis waar niemand sien nie. Daar by jou werk, hoe werk jy met jou personeel? En nie net dit nie, dis nie, hy verduidelik hierdie wonderlike krag van God, in hierdie 4 woorde, hy selfe krag wat in ons almal werk. Maar dis al die krag wat ek en jy sal nodig hê. Dis al die krag. Daar kan nie meer wees nie. Dit sou dwaas wees om vir meer krag te vra, en weet al vir meer krag gevra. Ek het, tot ek hierdie verstaan het. Paulus het nie gebid, gaan kyk maar, hy het nie gebid, Here gee vir hierdie gemeente, gee vir hierdie Efesiërs meer krag nie, Here. Hulle sit in 'n dorp of in 'n stad waar afgode aanbid word, hulle word op sy geskuif, hulle word al verdruk, Here, omdat hulle U aanbid. Here gee vir hulle meer krag nie, nee, hy het gebid, Here, dat hulle sal verstaan, sal weet wat U reeds vir hulle gegee het, hierdie skatte wat U reeds gegee het, laat hulle dit verstaan. Dat hulle bewus sal wees van wat hulle reeds besit. Later in die brief, in hoofstuk 4 tot 6, gaan hy sê, Here, laat hulle hierdie krag gebruik om te leef tot eer van U. Maar ons is nog nie daar nie. Hy sê, Here, laat hulle net bewus word daarvan. Mag jy vanmôre bewus word van wat die Here ons gegee het. As verlostes het ek en jy vanmôre God se krag en God se genade in Christus Jesus. Dis nommer 3. En dan nommer 4, wat ek wil hê julle moet weet is dat Christus het totale gesag oor die hele heelal. Hy is in beheer van alles. Nie net het julle al die krag nie, maar julle die een wat in beheer is van alles. Vers 21 tot 23. Christus, hy stel so mooi, hy sê, Christus is ver bo alle heerskappye en gesag geplaas. Hy is aan die regterhand van God die Vader gesit. Dit beteken hy is in beheer van elke menslike regering en elke geestelike mag en gesag daar buitekant. Daar is niks bo hom nie, daar is niks wat kan keer nie. Ek weet ons het die storie gehoor die vorige 2 weke. Efesiërs het in hierdie stad gebly waar afgode aanbid is. En hulle is vasgevang in hierdie afgodsaanbidding, in hierdie keiseraanbidding met hulle toordery en alles. So hulle was bang vir geestelike goed, vir demone wat hulle sal aanval en hulle moet hierdie geeste met hulle tevrede hou met hulle offers en goed. En Paulus kom en hy sê, weet wat die God wat julle aanbid is groter as al hierdie geeste, as al hierdie demone. Julle hoef niks te vrees nie. Al die krag is julle sin. Jesus Christus het die vyand verslaan aan die kruis van Golgotha. Wat wil jy meer doen? En hier is die vraag. Jy sal hoor kerke waar daar buitekant is, ons bind die duiwel in die naam van Jesus. Waar sien jy dit? My vraag is, as jy hom gebind het vandag, hoekom hou jy hom nie daar nie? Hoekom hy los? Nee, ek doen niks. Ek het geen mag om hierdie duiwel te bind nie, niks. Christus Jesus het hom gebind aan die kruis van Golgotha. Dis klaar gedoen. Hy's in beheer van al hierdie magte. Waarvoor vrees jy? Ons moet duiwels uitdryf en ons moet, vir wat? Ek sê nie dit gebeur nie daar buitekant nie, maar ek sê weer in die kerk van die Here, en ek wil hê jy moet as kind van die Here dit vanmôre weet. As die Gees van God binne in jou woon, as die Heilige Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het in jou woon, geen demoon kan in jou kom woon nie. Geen. Hy kan jou oppress, ja. Wat beteken dit? Ek kan goed oor jou pad bring met maak dat jy begin swaar kry en nou moet jy besluit te maak. Dit kan hy doen, maar binne in jou kan hy niks doen nie. Weet dit vanmôre. Christus is ten volle in beheer. Ek kan bid 'n groot en lewende almagtige God en ek skrik geen demoniese mag nie. Ek hoef geen demoniese mag uit te dryf nie, want Christus Jesus het dit klaar gedoen. Ek is sy kind, ek behoort aan hom, ek is verseël deur die Heilige Gees. Die demone weet ek behoort aan hom. Ek is syne. En is tyd dat die kinders van die Here weet wat ons het in Christus Jesus. Dis tyd dat ons weet, ouens. Ons kry swaar, ons suffer, ons sukkel, ek kom deur depressie, as gevolg van die feit dat ek nie weet wat hierin staan.
In die oomblik toe ek hierdie begin besef, en die Here begin hierdie woord vir my oopmaak, toe begin ek besef, ek het gegaan vir berading in en uit. En niks kon dit bring nie, tot ek die woord van die Here begin verstaan het, en ek het besef wat die Here vir my gegee het in Christus Jesus, deur die Heilige Gees. Paulus verseker die Efesiërs, God is magtiger as al die afgode daar buite. Jesus is die hoof van die kerk, sê die skrif. Hy regeer hierdie heelal tot eer van die Vader en tot voordeel van sy kerk. So as jy deur moeilike tye gaan, ek sê weer, Emmy en Marie, ek gaan julle nou as voorbeeld gebruik, sorry. Ek was die week, het op hulle gaan kuier, en dit was wonderlik, jy kom nie daar weg nie. En ek gaan om hulle te bemoedig. Hulle het my bemoedig. Dis mense wat deur swaar gaan, maar hulle het my bemoedig. Ek is daar weg, en ek dink, Here, hierdie mense weet wat se skat hulle in U het. Dit gaan swaar, dit gaan moeilik. Hulle het goed wat besluite wat ek nie hoef te maak nie. Hulle gaan deur swaar en pyn wat ek nie hoef deur te gaan. Maar hulle bemoedig my. Ek stap daar weg, daai aand, en ek is bemoedig. Here, wow. Dankie dat ek dit kan beleef, dankie dat ek dit kan sien. Hoekom? Oor dit net goed gaan met hulle? Nee, maar hulle weet wat hulle in Christus Jesus het. Dis die punt. En die Here gebruik daai swaar en daai omstandighede om hulle meer na Christus te vorm, en dit verheerlik God se naam, en dit is vir my 'n voorbeeld, en dit stig my. Dis die punt. Moenie na jou, wat ek vir Marie gesê het, hierdie week, ek het vir hulle gesê, die Here mors nie swaar kry nie. Hy mors geen swaar kry in jou lewe nie. Hy mors dit nie. Hy gebruik dit, hy sê, ag dit louter vreugde, wanneer allerlei beproewinge oor jou pad kom. Wat? Ag dit louter vreugde, en ek kan vir jou Ordeskrif so opnoem. Hy is in beheer, mense, ten volle in beheer. Paulus wil hê dat hierdie mense moet begryp, dat Christus hulle gered het vir die hier en die nou. Ons is nie gered net vir eendag wanneer Jesus kom nie, ons is gered vir nou. Ons is verstel om nou 'n impak in die lewe te maak. Ons is verstel om nou hier onder mekaar 'n impak in mekaar se lewe te maak. Maar soms raak ons so vasgevang in ons gejaagdheid en die druk van die lewe. Ons word so verstrengel in die oorvloed van rykdom, van die dinge wat ons bymekaar maak, ons rykdom, ons karre en ons huise en al hierdie wonderlike goed. Ons word so onderdruk deur die dinge van ons verlede wat ons nie van ons slaak kan raak nie. Dat ons onbewus is van die rykdom wat God vir ons in Christus Jesus deur die Heilige Gees vir ons gegee het. En Paulus praat nie van materiële rykdom nie. Dis nie waarvan hy hier praat nie. Dit wat gesteel kan word en wat my en jou koppe die mekaar kan maak. Dis nie dit nie. Die skatte waarvan hy hier praat het ewigheidswaarde. Soos vrede met God, vergifnis van sondes, 'n ewige lewe en 'n hemelse tuiste. Ek het iets om na uit te sien wanneer Jesus kom. En dan hierdie voorreg, en dit moet ons nie mis nie, die voorreg om daagliks gevorm te word na die beeld van sy seun. Dis die punt. Dit is sy doel. Die skrifgedeelte sê, alle dinge sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Reg? En dan stop ons daar. Alle dinge, kanker, jy het jou werk verloor, jou kind is dood, noem dit op, dit maak nie saak nie, dit reën nie en daar's nie 'n oes nie, maak nie saak, jy kan dit opnoem. Hy sê, alle dinge sal ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. En wat is die rede daarvan? Gaan lees dit, ons stop altyd daar, maar gaan lees verder. Hy gebruik daai goed om jou te mold na die beeld van sy seun. Dis die punt. Omstandighede. Selfs dit raak 'n tool in God se hande. Selfs my omstandighede raak 'n bediende vir my. Dit werk vir my. God het al hierdie skatte. En vele meer vir sy kinders. Maar is ons verantwoordelikheid om dit op te eis. Om te ontdek wat dit is. En dis die ding, as jy wil ontdek wat hierdie skatte is, sal dit goed help om sy woord te lees, want dit is als hier. Lees dit, bestudeer dit, oordink dit, en leef dit, toets dit. Toets hom. Kyk wat in die woord van God staan, wat reeds joune is, en hier is die ding,
ons bid vir meer van God se lig. Wie het al dit gedoen? Maar die woord sê, Jesus sê, sy woord is die lig, reg? En dan sê hy vir julle, wees julle lig. Ons sien dit in Matteus 5 vers 14 tot 16. Gaan nie daar, julle kan self gaan lees. Here gee meer lig, nee. My woord is die lig en wees julle lig. Wat? Ons bid vir meer krag. Maar hy sê julle is tot alles in staat deur die Christus wat jou die krag gee. En Paulus op daai stadium met 'n gebid en dit was in 'n toestand van as jy die hele stuk gaan lees, dan praat hy van ek het genoeg gehad om te eet, ek het te min gehad om te eet, ek het dit, hy noem dit al so op, hy sê, maar ek is dit tot alles in staat. Al hierdie dinge waardeur ek gaan deur Christus wat my die krag gee. Meer krag nie, jy het Christus se krag. Dan Here, ek bid vir meer liefde. Maar hy sê dat sy liefde is reeds in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Romeine 5 vers 5. Kom ons blaai so toe. Romeine 5 vers 5. Romeine 5 vers 5. Hy sê nie hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Sy liefde is in ons harte uitgestort, is daar. Ons bid vir meer genade. 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, maar my genade is vir jou genoeg. Dit wat ek vir jou gegee het, is genoeg. Dan, jy hoef nie meer te hê nie, is genoeg. Here, ek bid vir meer vrede. Filippense 4 vers 7, sê hy gee vir ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat se meer vrede wil jy hê? Ek het vrede met God. Ek ben aan woord van ons verwag om vir hierdie goed te bid. Dis reg, ons moet. Maar dit is as die lyn van jou gebed is, Here, gee vir ons genade sodat ons hierdie goed kan besef en dit kan aktiveer in ons lewe. Nie 'n kwessie van Here, ek smeek U, gee vir my meer krag. Ek het klaar vir jou gegee, dan. Vra net vir wysheid en gaan lees jou woord, jy besef wat jy het en vra die Heilige Gees om dit in jou lewe te aktiveer. En dan hier's die ding. As jy meer liefde soek, wat dink jy gaan hy doen? Gaan hy vir jou ouens om jou sit vir wie jy nou baie lief kan wees, wat jou baie lief het? Nee, hy gee vir jou mense vir wie nie wil lief wees. Jy dit al beleef? Ja, ek het vir jou genoeg gegee, gaan wees lief vir hulle. Gou. Dis die ding. Hulle het liefde nodig, want hulle bid nog half die wêreld. Hulle het liefde nodig, so daarom stuur ek jou, sodat jy dit wat ek vir jou gegee het, vir hulle kan gaan gee. Here, ons soek vir meer genade. Nee, my genade is vir jou genoeg, daar's 'n wêreld daar buitekant wat my nie dien nie. Hulle het genade nodig, en wees jy my hande, wees jy my voete, sodat my genade by hulle kan wees. So waar hulle in die Ou Testament God se krag gemeet het aan die feit dat hy die skepping uit alles geskaap. Die Jode, as jy gaan kyk, hulle het hom gemeet daaraan, of hulle het hom gemeet aan die feit dat hulle Egipte land vrygemaak het. Skielik is hier 'n ander manier om God se krag te meet, is deur die feit dat hy Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Hierin word die krag van God gemeet. En Paulus sê hierdie krag is ons sin in Christus Jesus. Daai selfde krag. Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11. Hy sê, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So hy sê, weet wat, ek gee vir dieselfde gees wat Christus uit die dood het opgewek het, om nou hier te leef tot eer van my naam, en wanneer jy doodgaan en Jesus kom weer op die wolke, sal hy dieselfde liggaam wat nou gesterf het, sal hy opwek in die laaste dag. Nie amazing nie? Ons het iets om na uit te sien. Ek sê weer, jy kan 'n kind van die Here nie dreig met die dood nie. Jy dreig om die ewige lewe. Maak my dood, om te lewe is vir my Christus. Om te sterwe is vir my 'n wins. Maak my dood en ek is onmiddellik in die teenwoordigheid van Christus Jesus. Dis hoekom hierdie apostels kon staan, dat Paulus hulle een na die ander op 'n harde en swaar manier dood gegaan het, want hulle geweet wat hulle in Christus Jesus het, die skatte wat hulle het in Christus Jesus, en hulle daarop geroem. So hierdie krag is ons sin, en hier is die ding, om sondes te oorkom in ons lewens, heilig maak, elke dag. Om te getuig van God se genade, om heiligheid na te streef, om die planne van die vyand te beveg, om 'n groot verwagting en sending te hê. En dis my hart, ouens. Ons begin nou hierdie week,
die week, die volgende week begin ons met ons nuwe Bybelstudie, waar ons die Bybel gaan en jy sal sien, dis 'n doek van wat jou help met disipelskap. En ek wil hê almal hier moet dit deurgaan. En dan as jy daai doek het, jy's deur daai 42 gedeeltetjies uit die Bybel uit wat jou lei hoe om die evangelie van Christus Jesus te verkondig aan iemand, dan moet jy bid vir iemand. Jy moet, terwyl jy besig is daar, moet jy bid vir iemand dat die Here vir jou sal help om iemand te gee met wie jy hierdie doek kan gaan deel, hierdie evangelie kan gaan deel, met wie jy kan sit en hierdie doek kan gaan. En as jy klaar daai ou deur daai doek gevat het, moet jy daai ou gee vir hom 'n doek en dan is dit sy beurt om te bid vir iemand wat die Here vir hom sal gee. Sien jy wat ek wil hê? Is daai disipelskap. Ons gaan maak 'n disipel wat 'n disipel maak, wat 'n disipel maak, wat 'n disipel maak. Hoekom? Want ons het hierdie verwagting, Here, dat U iets gaan doen in hierdie dorp, dat U iets gaan doen in hierdie streek. Ek kan bid 'n lewende, almagtige Skepper God. En ek sê weer, ons is nie net hier om hier by mekaar te kom op 'n Sondagmôre om lekker te braai aan die einde van die jaar of 'n lekker ete te hê as kinders van die Here nie. Nee. Ons is hier om mekaar te bemoedig, hier om mekaar te versterk wanneer dinge moeilik gaan. En dan is ons uitgestuur in hierdie wêreld om die evangelie van Christus Jesus te gaan verkondig, om hierdie genade en hierdie skatte van Christus Jesus met die wêreld te gaan deel. Dis ons plig en ek het verwagting dat die Here iets gaan doen. Al hierdie skatte en krag is ons. Met die hulp van die Gees, van wysheid en openbaring, soos ek gebid het. En hy gee vir ons hierdie wysheid, die woord van God aan ons te openbaar, om dit in ons lewens toe te pas. So hier is jou skatkis vanmôre. Hier is jou skatkis. En ek sê weer, die evangelie begin nie in Matteus nie, ek gaan dit herhaal, tot almal dit besef. Die evangelie van Christus Jesus begin in Genesis 1 en het eindig in Openbaring 22. Dis een storie, dis een verhaal. En as julle saam met ons gaan die Bybelstudie kom doen en ons gaan deur daai werk, gaan jy sien hoe Christus Jesus, ons het dit gesien in die 12 klein profete, hoe elkeen van daai Ou Testamentiese profete verkondig Jesus wat op pad is. Jesus is op pad, die verlosser is op pad. En ons gaan sien dat hierdie hele van Genesis af is dit Christus wat op pad is. 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 En dis wat ek en jy vandag mag verkondig. Christus Jesus is op pad. En maak nie saak wat jy begeer nie, waarna jy roep nie, dit is in Christus Jesus joune. Hou op soos geestelike armes lewe, ons is nie. Ons het alles wat ons nodig het in Christus Jesus. Ons het alles wat ons nodig het. Ons moet dit net hier gaan soek. Hier in Delf. En sê, Here, leer my. Heilige Gees, maak my oë oop, dat ek kan sien wat ek het. En dan soos ek sê, wil ek hê dat hierdie gemeente 'n plek moet wees waar ons kan eerlik wees, waar ek my masker kan laat val. As ek jou vra hoe dit met jou gaan, kan jy eerlik wees met my en sê, wie wat, prys die Here, ek loof die Here nog, maar ek gaan deur 'n moeilike tyd. Bid vir my. Mag ons dit doen? Dis wat ek hier soek. Ons is daar om mekaar te bemoedig, mekaar by te staan. Ek sê weer, ek kan hierdie nie alleen doen nie. Ons kan daai missie en visie van ons, kan ons nie alleen doen. Ek kan nie. Dis waarvoor julle hier is. En ek sê weer, ek sê dit oor en oor. As alles van my afhang hier, my prediking, wat ook al, dan doen ek nie my werk nie. Ek moet kan wegwees hier. Ek moet kan wegwees. Die Here kan my vandag kom haal. En hierdie kerk moet kan aangaan. Dit wat van vooraf gepreek word is suiwer. Dit wat van vooraf gesing word is suiwer. Dit wat in die sonnaskool gebeur is suiwer. Dit wat die Here ons hiervoor geplaas in Sannieshof word gedoen, al is ek nie daar nie. As ek dit nie doen nie, as ek nie daai geleenthede skep nie, doen ek nie my werk. Die plek hang nie van my af nie. Dis ons sin. Staan saam met my en ons deel van hierdie skatte. En ons gaan deel hierdie skatte uit in 'n wêreld daarbuiten.